Geliefdes, ons kom vandag by Romeine 6. Maar voordat ons daar kom, moet ons kyk nou waardeur het Paulus ons geleer, gelei, om tot hier te kom. Net vlugtig dan. En het is belangrik om dit te hoor, want Romeine 6 kom en plaas die kroon as het ware op alles tot dusver. Dit is dus werklik 'n baie besonderse geleentheid om by Romeine 6 te kom. En Paulus begin, soos wat julle sal onthou, 58 preke terug, het Paulus begin in Romeine 1 met hierdie woorde: die toorn van God word vanaf die hemel geopenbaar teen alle goddeloosheid en ongeregtigheid van mense. Hy het gewys dat die mens is sondig deur en deur, en dat hulle almal onder God se veroordeling staan. Dit was in Romeine 1 vers 18. En dan het hy verder daarop uitgeborduur, maar dan kom hy by hierdie gevolgtrekking wat hy sê, almal het gesondig. Almal. Dat is nie een wat uitgesonder is nie. En dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Hulle het nie redding sonder God nie. Maar dan, teen die agtergrond van hierdie uiters droewe prentjie, kom die groot evangelieverklaring in Romeine 3 vers 21, daardie woordjie wat julle onthou, daardie maar nou is daar sonder die wet, sonder nakoming van die wet, 'n geregtigheid van God geopenbaar. God het sy geregtigheid geopenbaar in Jesus Christus. En dit het niks met die nakoming van die wet te doen nie, want dit gaan oor geloof. Paulus verduidelik, dis 'n geregtigheid wat nie uit onsself kom nie, ons kan dit nie verwerf nie. En hy noem dit dan baie spesifiek, deur geloof in Jesus Christus, vir almal, vir elkeen wat glo. En dan in hoofstuk 4 wys Paulus na Abraham die vader in die geloof, en hy herinner ons, Abraham het geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken. Onthou, en hy het dit spesifiek genoem, omdat die wet op daardie stadium nog nie eers gegee is nie. So die wet was nooit die aanleiding tot geloof nie. Maar God het vir Abraham geloof gegee, en dit is hom tot geregtigheid gereken. Dit was dan in hoofstuk 4, en dan in hoofstuk 5 was daar die groot heilsverklaring, reddingsverklaring van hoofstuk 5 en hoofstuk 5 vers 1, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God. En dit is waaroor dit vir die gelowige gaan, om daar die vrede van God te hê. Die vrede en die vreugde van God, ten spyte van ons lewens, ten spyte van ons omstandighede. In Romeine 5 vers 8, God bewys sy liefde vir ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. En dan in vers 18, soos die misdaad van een, dis nou Adam, tot veroordeling gelei het, so lei die geregtigheid van een, Jesus Christus, tot regverdigmaking en lewe. En dis waar ons dan verlede keer geëindig het, aan die einde van hoofstuk 5. Waar ons so duidelik gesien het, elke mens hier op aarde staan in een van twee rye, of in Adam, of in Christus. Daar is geen ander ry nie. In vers 20 van hoofstuk 5 het hy ook gesê, dit wat voortdurend deur die evangelie weer klink, waar die sonde meer geword het, het die genade nog meer of oorvloediger geword. Dit was in Romeine 5 vers 20. En dis belangrik om dit te onthou, want in 'n groot mate sluit vandag se boodskap daarby aan. En ek het nou reeds verwys na die twee mensdomme, of in Adam, of in Christus. Want hy sê, deur die misdaad van een, het die dood geheers.
En Adam, die sonde, die skuld, die oordeel, die dood, maar dan deur die geregtigheid van een, Jesus Christus, geregtigheid, versoening, vrede en lewe, ook die ewige lewe. So Paulus se punt is eenvoudig, maar dit is verrykend, geliefdes. Elke mens leef of in Adam, of in Christus. En daar is nie 'n derde pad nie, daar is nie 'n tussenpad nie. En dit maak dan, geliefdes, vir ons baie duidelik, wanneer ons dan in hoofstuk 6 kom, dat die groot reddingsboodskap juis daarom wentel. Hoe word 'n mens uit Adam gehaal, uit die ry wat na Adam op pad is na die dood met Abraham? Hoe word 'n mens uit daardie ry gehaal en in Christus geplaas, in die ry van redding? En wat gebeur werklik met 'n mens wanneer God ons red? En hierdie is so 'n belangrike lering uit die woord vandag, dat ek werklik by julle wil pleit om met baie erns aandag te gee. Die antwoord wat Paulus dan gee, vat ons na Romeine 6 vers 1 en ons gaan tot by vers 11 lees as ons teksvers. Dit is op die bulletin, so volg dit daar asseblief. Romeine 6 vers 1, hier antwoord Paulus nou daardie vraag. Maar hy kom met 'n besondere invalshoek, wanneer hy dan sê, in vers 1, wat sal ons dan sê? Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Onthou julle wat in 5 vers 20 gevra is, daai stelling wat hy daar gemaak het. En wat hy dan sê, hier kom die antwoord, hier in hoofstuk 6. Hier kom die antwoord, nee, stellig nie. Nee, stellig nie. En ons kom terug by daardie stelling. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie dat ons op almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat ons net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Want as ons saam met hom saamgegroei het, want as ons met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding. Aangesien ons dit weet, dat ons ou mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe, verskoning. Omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor hom nie meer nie. Want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe. Maar die lewe wat hy leef hy vir God. So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus, onze Here. So hierdie antwoord wat hy hier gee in hierdie eerste deel van Romeine 6, gaan oor die vraag wat hy in vers 1 vraag. Wat sal ons daar sê? Sal ons, omdat God se genade so ontsaglik groot is, sal ons dan nou maar aanhou sondig? Dis wat hy bedoel. Dis die vraag wat hy vra. En dis die vraag wat hy dan antwoord in hierdie deel. Nou by die lees van hierdie eerste 11 verse, geliefdes, sien ons dat Paulus teruggryp na daardie stelling wat hy in Romeine 5 vers 20 gemaak het, toe hy gesê het, waar die sonde meer geword het die genade nog meer oorvloedig geword. Waar die sonde meer geword het
het die genade nog meer oorvloedig geword. En wat hy daarmee bedoel het, is dat wanneer ons dan in Christus is, en wanneer jy 'n gelowige is God se genade oorvloedig om al jou sonde te bedek. En dit bring dan vir ons by die vraag, 'n baie groot probleem wat baie keer deur gelowiges uitgespreek word, wat al vir 2000 jaar in die kerk 'n probleem is, en 'n vraag wat amper van self opkom wanneer 'n mens hoor van hierdie groot genade van God. En Paulus, dis wat Paulus in vers 1 vra, moet ons dan nou meer sondig? Kan ons meer sondig, sodat God se genade meer kan word? Maar as ons meer sondig, sy genade gaan alles bedek. En dit is wat van die mense daar in Rome en in ander gemeentes rondgegaan het en gesê het, maar as God se genade nou so onbeskryflik groot is, wat doen ons dan as ons meer sondig? Ons veroorsaak dat God se genade vermenigvuldig. Kan julle verstaan hoe skeef was hulle denke? Maar dit is in die kerk van ons dag dieselfde. Dit is presies dieselfde. En dan as ons na sy antwoord kyk, dan sien ons dat sy antwoord is nie 'n argument teen hierdie nie. Indirek. Maar sy antwoord is eintlik 'n baie besonderse verklaring van wie en wat die gelowige is. En dis hoekom dit vir my so geweldig belangrik is dat julle regtig hierdie boodskap moet volg en verstaan. So ek sê, sy antwoord is nie 'n argument hy gaan nie nou in dispuut met hulle direk nie. Hy antwoord hulle indirek, maar hy gee hulle eintlik die allerantwoord, die groot antwoord op so 'n vraag. Dis ook nie 'n waarskuwing nie, dis ook nie dat hy 'n appel rig tot hulle moraliteit en sê, maar jy weet, mens behoort daarom nie so te maak nie. Wat Paulus hier doen, is om te sê, maar onthou wie jy is. As jy so redeneer, onthou liewer wie jy is. Daarin is jou antwoord. Kyk na verse 3 en 4. Weet julle nie dat ons in Christus Jesus gedoop is in sy dood nie? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Daar is sy antwoord, dis die begin van sy antwoord daar. Hy sê met ander woorde, onthou dat julle saam met Christus gesterf het, en dat julle in sy dood gedoop is. Ons sal nou sien wat hy daarmee bedoel. Nou wat beteken dit dan om in Christus se dood gedoop te wees? Kyk mooi wat Paulus hier sê. Hy sê nie net dat Christus vir ons gesterf het nie. Hy sê dat ons saam met hom gesterf het. Ons is dus in daardie dood van Christus ingetrek. Hy sê ook nie net dat Christus begrawe is nie, maar dat ons saam met hom begrawe is. En hy sê nie net dat hy opgestaan het nie, maar dat ons saam met hom opgewek is. Wat Paulus se antwoord dus in die eerste plek is ons eenwording met Christus. Onthou wie julle in Christus is. As julle dink dat julle nou maar vrylik met die sonde kan omgaan en dat dit regtig nie eintlik saak maak nie, want God se genade is so groot en ons hoef nie bekommerd te wees dat ons ooit uit die hemel gaan uitsondig nie. Dan kom Paulus en hy sê, nee, maar wag 'n bietjie. Onthou wie jy is. As jy onthou wie jy is, sal jy nooit so dink nie. As jy onthou wie jy is, sal jy nooit dink dat jy nou maar vrylik met die sonde kan aangaan nie.
En as ons dan nou verder gesien in die vers afgaan, die teks afgaan, dan sien ons dat hy hier die eenwording met Christus verduidelik deur die doop. Nie die waterdoop nie, maar waarvan die waterdoop is symbolies. Die geestelike werklikheid waarheen die waarna die waterdoop verwys. Die geestelike werklikheid wat deur die waterdoop weerspieël word, waarvan dit is symbolies. En dit is die inlywing in die dood en lewe van Christus Jesus. Die eenwording, die inlywing daarin, in die dood en die lewe van Christus Jesus. En dan verwys hy na die verskillende aspekte in hierdie wat ek die eenwordingsdoop noem. Die eenwordingsdoop met Christus. En ons kyk na verskeie punte. In die eerste plek, om in Christus se dood gedoop te wees, beteken ons ou mens, elkeen se eie ou mens, is saam met Christus gekruisig. Dis wat hy in hierdie deel sê. Is saam met Christus gekruisig. Jou ou mens is saam met Christus gekruisig. Jy het afskeid geneem van hom. Hy kom nie meer in jou lewe voor nie. Hy behoort nie in jou lewe voor te kom nie. Dis wat hy in Romeine 6 vers 6 sê. Ons ou mens is saam met hom gekruisig. En let wel, hy sê nie, ons ou mens moet sterf nie. Hy sê, hy het gesterf. Hy het gesterf. Dis 'n voltooide daad. God het ons ou identiteit onder die heerskappy van die sonde beëindig. Daardie oomblik van redding. As ons kyk na ander tekste wat dit ondersteun, Romeine 7 vers 4, julle is dood vir die wet deur die liggaam van Christus. Julle ou mens is dood, want julle het reeds in Christus opgestaan. Galasiërs 2 vers 20, waar Paulus sê, ek is saam met Christus gekruisig. Waaraan is jy gekruisig? Aan jou ou mens, aan die sonde. Dit is die verlede tyd. Kolossense 3 vers 3, julle het gesterf en julle lewe is nou saam met Christus geborge, verborge. Dit is in Christus opgeneem en dit is deel van hom. Verstaan julle wat hy hier sê? Hoekom sal ons sê, ons moet lustig en vrylik sondig en aangaan, asof dit nie 'n probleem is nie, omdat God se genade maar alles gaan bedek? Paulus sê, nee, jy verstaan nie wat met jou redding gebeur het nie. Jy verstaan dit nie. Hoe pas ons dit toe? Wel, in eerste plek verstaan baie mooi dat jy nie nou gaan probeer om jou lewe, jou ou lewe te verbeter, om maar net aan te gaan, maar net beter te lewe nie. As jy waarlik gered is, het God dit beëindig. Dit is beëindig, verlede tyd, die dag toe jy gered is. So in Christendom begin nie by selfverbetering nie, maar dit begin by die dood aan jouself, selfdood in Christus. Selfdood in Christus. Die volgende punt, om in Christus se doop gedoop te wees, beteken, die oordeel oor jou sonde het reeds plaasgevind. God se oordeel oor jou sonde het reeds plaasgevind. Kyk na vers 10. Hy, Christus, het eens en vir altyd vir die sonde gesterf. So wanneer ons dan in Christus ingelei word, opgeneem word by redding, beteken dit dat die volledige oordeel oor ons sonde reeds op hom geval het. Hy het dit reeds op hom geneem. En daar is geen oordeel meer oor vir ons nie. Romeine 8 vers 1,
daardie wonderlike teks waarin ons op pad is, daai wonderlike hoofstuk in die Bybel, Romeine 8, in vers 1 sê hy, onthou dit, daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Geen veroordeling nie. Jesaja 53, die straf vir ons, die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom, daai vooruitwysing na Christus. Johannes 5 vers 24, hy het oorgegaan uit die dood na die lewe. So, as gelowiges hoef ons nie te wonder of God ons gaan oordeel nie. Ons hoef nie te wonder of God ons gaan oordeel nie. Die oordeel het reeds plaasgevind op Golgotha. En as jy in Christus is jou sonde reeds geoordeel. Want ons leef na redding aan die ander kant van die kruis. Ons staan nie diskant nie. Ons staan aan die ander kant van die kruis. Kan jy dit in jou gedagtes dit voorstel? Die volgende punt, die derde punt, om in Christus se dood gedoop te wees, beteken, luister mooi, ons is bevry van die mag van die sonde. Dis waarna ek verlede keer verwys het. As gelowiges is ons nou vir die heel eerste keer na redding in staat om teen die sonde te staan. Voor redding is ons nie in staat om teen die sonde te staan nie. Maar na redding, julle onthou daai Latynse frase wat ek julle gegee het, na redding is ons in staat. Elkeen is in staat om teen die sonde te staan. Dis wat hy in vers 7 van die teks ook sê. Hy wat gesterf het, is vrygespreek van die sonde. Nie net die oordeel van die sonde nie, maar ook die mag van die sonde. En nou is ons nie langer meer slawe van die sonde nie. 'n slaaf is 'n slaaf net so lank as wat hy leef. 'n slaaf is 'n slaaf so lank as wat hy leef. Wanneer hy sterf is hy vry. So ook ons dood in Christus beteken dat die sonde waarvan ons die slawe was, dat die sonde hulle reg, sy reg op ons verloor het. Sy aanspraak op ons verloor het. Romeine 6 vers 14 sê hy, die sonde sal nie oor julle heers nie. Die sonde sal nie oor julle heers nie. Kolossense 1 vers 13, hy het ons verlos uit die mag van die duisternis. Johannes 8:36, as die Seun julle vrymaak, sal julle waarlik vry wees. So wat kan ons dan hiermee verklaar? Sonde is nie meer ons baas nie. Sonde is nie meer ons baas nie. Die kettinge wat ons as slawe aan die sonde gebind het, is nou losgemaak. Ons is vry daarvan. Ons is in staat om teen die sonde te staan. Die vierde punt. Daardie beeld van die doop is onteenseglik aan die gelowige sy eenwording met Christus gekoppel. Maar dit is presies die beeld wat ons moet verstaan. Die doop, wat met die doop gebeur? Ons is in sy dood gedoop, saam met hom begrawe deur die doop in die dood. Met ander woorde, ons verstaan, want ons het dit self met ons eie doop verklaar. Doop beteken inlywing deur die onderdompeling wanneer ons onder die water ingaan. En daar 'n eenwording wat dan plaasvind met Christus en waarop ons dan opstaan in die nuwe lewe,
Dit wil sê, daar's 'n oorgang wat daar plaasvind van een sfeer na 'n ander, die koninkryk van die dood na die koninkryk van die lewe. Dit is wat daar plaasvind, dit is wat gesimboliseer word. En dit is presies waarna hy hier verwys, nie ons eie doop nie, maar daardie dood wat Christus dan ons vooraf gegaan het, deur sy dood, sy sterwe en sy opkoms na die lewe wat deur die doop gesimboliseer word. Ons is daaraan deel. As ons dan dink aan die doop, laat ons nooit net aan ons eie doop dink nie, maar laat ons teruggaan na die doop wat Christus ondergaan het, naamlik daardie ondergaan in die dood en die opstanding in die lewe, waarin ons deel het, wat met ons doop gesimboliseer is. So dit is dan die idee waardeur ons wegbeweeg van Adam na Christus, van sonde na geregtigheid, van die dood na die lewe, van die ou skepping na die nuwe skepping wat ons in Christus is. 1 Korintiërs 12:13 sê Paulus, ons is almal deur een gees tot een liggaam gedoop. Watter liggaam? Die liggaam van Christus, wat gesterf het vir die sonde, maar opgestaan het in die lewe, kan ons dan op 'n manier daardie dood verafskie, verkleineer, van minderwaarde ag deur met die sonde maar aan te gaan en te dink, maar God se genade is groot genoeg. Kan 'n gelowige dit dink? Galasiërs 3 vers 27 sê ek, julle wat in Christus gedoop is, wat gered is, het Christus aangetrek. Ons is nou bekleed met hom. So ons leef nie meer in Adam se wêreld nie. Ons lewe in Christus se wêreld, in sy koninkryk. Ons het, as het ware, as ons dit so kan verduidelik, ons het van adres verander. En ons moet lewe asof ons van adres verander het. Die 5de punt. Om in Christus se dood gedoop te wees, beteken ook dat ons nou deel in sy opstanding. Ons deel in sy opstanding. Vers 4, Romeine 6 vers 4, sodat ons ook in 'n nuwe lewe, 'n opstandingslewe, kan wandel. Met andere, redding is nie net dat ons ou lewe sterf nie, maar dit is dat 'n nuwe lewe begin. En dis nie nou maar net 'n nuwe verbeterde weergawe van ons ou lewe nie, maar dit is nuwe lewe in Christus self. Romeine 8 vers 11, hy sal ook julle sterflike liggame lewend maak. Hy doen dit voortdurend. Dit is 'n voortdurende proses wat aangaan. Efesiërs 2 vers 5 en 6, hy het ons saam met Christus lewend gemaak, saam opgewek. 2 Korintiërs 5 vers 17, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Hy is 'n nuwe skepping. So ons moet verstaan, ons lewe is nou klaar met die ou Adam. Ons is in Christus. Ons het 'n nuwe bron van die lewe. Ons is bekleed met 'n nuwe kleed waarmee ons lewe. En wanneer die wêreld na ons kyk, dat hulle in ons sal sien die nuwe Adam, Christus, nie meer die ou mens nie. Daar het ons afgesterf. Dis die waarheid, dis die werklikheid van ons redding. En ons doen dit nie uit ons eie krag nie, dis die wonder daarvan, maar ons doen dit in die opstandingskrag van Christus, wat ons in staat stel, dus om te sê, ek is in staat om nie meer te sondig nie.
En wat daai situasie ook al mag wees, al mag dit jou grootste beproewing wees, al mag jy met jou grootste vyand te doen kry, al mag jy met jou grootste beproewing, in watter situasie jy ook al mag kom, mag bevind, jy is in staat om in daardie situasie ook vir Christus te lewe. Dan gaan ons terug na die saligsprekinge, want dit vereis dan van jou dat jy in daardie oomblik dan aan jouself weer moet sterwe, sodat jy kan sê, ek is in Christus. Geliefdes, kan julle sien, kan julle net deur hierdie paar punte tot hier by die besef kom, dat hier in Romeine 6, net soos met al die ander skrif waarmee ons te doen kry, die hele woord van die Here, maar hier in Romeine 6 bevind ons onsself werklik op heilige grond. Heilige grond. En dit kom nie na ons met 'n lys van opdragte of 'n klomp programme wat ons nou moet instel om seker te maak almal is waar hulle moet wees nie. Dis nie 'n stel reëls wat ons moet nakom nie. Dis nie 'n morele program wat ons nou onsself moet programmeer om te sê nee, maar daai situasie so, daai nee, niks van daarin nie. Ons staan voor 'n verklaring van die heilige God oor wie ons is in Christus Jesus. Oor wie ons is in Christus Jesus. En Romeine 6 wys vir ons so duidelik, ons is saam met Christus gesterf. Ons is saam met hom begrawe. Ons is saam met hom opgewek. Ons is nou lewend vir God in Christus Jesus. Hoeveel duideliker kan dit nou gestel word? Dis nie iets wat ons moet probeer bereik nie. Dis iets wat God reeds gedoen het. Hy het dit reeds gedoen. Dis nie 'n ideaal vir eendag ver in die toekoms nie. Dit is die huidige werklikheid van die ware gelowige se lewe. Dit is nie 'n droom nie, dit is ons identiteit as gelowiges. En daarom is ons lewe nooit om God se guns te verdien nie. Ons lewe nooit as gelowiges om God se guns te verdien nie. Ons lewe omdat ons dit reeds het. Dit is die werklikheid. En daarom veg ons nie om die sonde te oorwin nie. Ons leef as mense en soos mense oor wie die sonde sy aanspraak verloor het. Sy reg verloor het. Sy houvas verloor het. Daarom probeer ons nie om 'n nuwe mens te word nie. Ons is nuwe mense in Christus. Ons is nuwe mense in Christus. En geliefdes, hierdie boodskap vandag is nie 'n nuwe boodskap nie. Hierdie is die ware evangelie van Christus Jesus. Dit het nog nooit verander nie. Daardie werklikheid van daardie dag toe Christus aan die kruis gesterf het, daardie dag toe hy uit die dood uit opgestaan het, daardie dag toe die sonde oorwin is en die weg na God oopgemaak is, nog niks het verander nie. Dit was die werklikheid van die gelowige se lewe toe. Dit is nog net so 2000 jaar later dieselfde waarheid. En die kerk van Jesus Christus moet so lewe.
Hierdie evangelie is die krag van God tot redding en heiligmaking. Die krag van God tot redding en heiligmaking. En daarom moet ons verstaan dat ons is gered deur die genade van God. Deur sy uitverkiesende genade is ons gered met 'n doel. En wat is daardie doel? Heiligmaking. Heiligmaking. Hy het gesterf sodat ons heilig kan wees en kan word en so kan lewe. Want soos Paulus hier sê, ons is gedoop in sy dood, sodat ons in sy lewe, sy sondelose lewe, kan lewe. Mag die Here hierdie waarheid vandag weer opnuut in elkeen van ons se harte vasknap. Amen. Here, onze God, ons buig voor U, ons kom tot U troon, ons nader U, Here, en ons dank U vir die evangelie, wat weer opnuut na ons toe gekom het, die werklikheid van ons redding. Dankie dat U ons herinner het aan wie ons werklik in Christus is. Dat ons ou mens saam met hom gekruisig is, dat die oordeel oor die sonde reeds geval het, dat die mag van die sonde gebreek is, en dat ons saam met Christus opgewek is tot 'n nuwe lewe. Here, help ons om hierdie te verstaan. Help ons om dit vir ons die waarheid van ons lewens te maak. Dit wat reeds is, maar dat ons in die waarheid daarvan sal lewe. Help ons om te leef vanuit die waarheid van die kruis en nie die waarheid van ons ou identiteit in Adam nie. Here, waar ons nog huiwer, waar ons toegee aan die swakheid, herinner ons aan hierdie waarheid. Laat ons opnuut, Here, oorweldig word deur die waarheid van ons redding. Laat die lewe van Christus Jesus in ons lewens sigbaar word. In ons denke, in ons woorde, in ons dade, in ons verhoudings, in ons stryd en in ons hoop en waar ons ook al mag kom. In die grootste beproewing, Here, mag ons onthou waarvoor U ons gered het, vir heiligmaking. En dat ons aktiewe meewerkers, entoesiastiese medewerkers sal wees van U vir hierdie evangelie, waarin ons in hierdie wêreld lewe wat ons moet uitdra, uitlewe aan die sondige, dooie wêreld. Die wêreld in Adam. Maak ons mense wat leef soos die wat saam met Christus gesterf het en nou saam met hom lewe. Mag ons dit doen tot U eer. Mag ons dit doen tot U eer. In Jesus se naam. Amen.